Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Huberg van die Kruis Triomfeer Bediening. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons Verlosser, ons Zaligmaker en ons komende Koning. En ek glo ek vind u in gesondheid, liggaam, siel en gees met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus. Dis waarna ons uitsien. Ons is elke dag so besig met stryd, en soos ek vir u gesê het op 'n vorige geleentheid, dat net omdat ek die woord preek, beteken nie ek is volmaak in alles wat ek doen, en alles wat ek sê, en alles wat ek optree nie. Ek sal nie graag wil hê jy moet met my vrou gesels nie, want sy ken my nou beter as wat julle my ken, en sy mag dalk 'n dingetjie, paar dingetjies sê wat jou sal verbaas, en wat jou sal tot op die punt bring om te besef, ek is ook 'n mens, soos enige ander mens. Ek is 'n boodskapdraertjie van die evangelie van Jesus Christus. En ek wil vir u sê dat wanneer ek die woord bedien, dan bedien ek die woord nie net vir u nie. Ek praat nie net met u nie. Ek bedien hom vir my, ek praat ook vir my. En daaroor vra ek ook vir myself. Vind ek jou met 'n reikhalsende verlange na die wegraping van die kerk van Jesus Christus? En daarmee sê ek ja en amen. Kom ons bid. Vader, ons sê vir u dankie dat ons nog 'n geleentheid het om op hierdie aarde as mense met foute, as mense met tekortkominge, as mense met dorings in die vlees en wat genade van God nodig het elke dag, tog die genade het om na die woord van God te luister, daaruit te leer en het vir ons, dat hierdie woord ons deurdra. Ons loof u daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Goed, Judas deel 2. Ons het met Judas begin, en Judas het net een hoofstuk, so ons is nie by hoofstuk 1 nommer vers 3 nie, ons is net by vers 3. Nou, jy gaan sien dat in hierdie vers het Judas 'n ander idee gehad hoekom hy hierdie brief geskryf het. Nou, ek wil sommer by voorbaat sê, baie kere dan klim 'n mens op 'n kansel, of jy begin 'n boek skryf, of jy begin 'n video maak soos hierdie, met die doel om 'n sekere onderwerp te hanteer, maar dan lei die Heilige Gees jou om ander dinge te sê, soos wat jy in die woord sien. En soos ek gesê het, ek praat uit my hart uit, praat uit my ondervinding uit, praat uit my kennis uit, ek praat nie met notas nie, ek het nie notas hier voor my nie, ek het nie my boekie voor my nie, ek praat met u, soos wat die woord in my binneste lewendig word. Nou, ons het gepraat oor die eerste paar verse van Judas, nou praat ons oor vers 3. Kom ek lees vir jy vers 3. Geliefdes, terwyl ek alle ywer aanwend om aan julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe. Sien jy, hy het met ywer het hy sy pen gevat. Met ywer het hy besluit, hy gaan praat oor hulle gemeenskaplike saligheid. En dis wat ek doen. Ek wil ook hierso sê dat dit wat ek preek is nie nuwe openbarings nie. Los die nuwe openbarings vir die valse apostels en profete. Ons gaan in hierdie boek ook nog 'n bietjie daarna verwys ook in hierdie reeks. Ek bring nie vir jou 'n nuwe openbaring. Ek is seker dat dit wat ek bedien, jy al iewerste gehoor het dat iemand dit bedien. Ja, daar's min Afrikaanse predikers wat uit die boek Judas uit preek. Ek het al 1 of 2 gehoor in Engels. So ek probeer om die boek Judas te bedien. Die gees van die boek Judas. Hierdie video's is nie daar om vir jou die agtergrond te gee en te sê wie's Judas en hoe sake loop. Hierdie is om vir u te sê, so sê die Here. So sê die gees van die Here. En ek neem my ook baie keer voor dat ek wil u net bemoedig in die allerheiligste geloof, en dan sê die Heilige Gees, beweeg so, beweeg so. En dis wat hier met Judas gebeur het. Hy kom, hy sê geliefdes. Met ander woorde, hy praat met Jode. En moontlik met die heidene ook, want op daai stadium toe hy dit geskryf het, was hy heel wat heidene wat Christus gedien het, en heel wat Jode wat Christus gedien het. Ek reken dat die boek eintlik grotendeels vir die messiaanse Jode, die geredde Jode was.
maar ook vir ons as heidene kan daaruit leer. Hy sê, geliefdes, hy noem hulle geliefdes, met ander woorde, hy praat nie met die wêreld nie, hy praat nie met die sondaar nie, hy praat nie met die wrede wolf nie, hy praat nie met die ou daarby, hy praat met my en met jou. Geliefdes, terwyl ek alle ywer, met ander woorde Judas, en dis nie Judas Iskariot nie, is Judas die broer van Jakobus. Met alle ywer het hy hierdie taak aangepak. Het hy besluit, hy gaan 'n brief skryf, nie uit die oog van 'n apostel nie, maar uit die oog van 'n diensknegt, en hy gaan met die gelowiges praat, uit die oog van 'n diensknegt. Nou sê hy, ek het alle ywer aangewend, om met julle oor ons gemeenskaplike saligheid te skrywe. Aan die ander woorde, dit wat ons in gemeenskap het. Nou dis presies wat ek probeer doen. Ek probeer my nie hoor ag as jouself nie, as jou nie. Ek en jy het 'n gemeenskaplike geloof. Ek en jy is op dieselfde vlak. Daar's geen aanneming by Christus nie. Ja, wanneer ons voor die regterstoel van Christus gaan verskyn, gaan ons beloon word vir dit wat ons in hierdie lewe gedoen het, het sy het goed of kwaad was. Daar het sy goed of kwaad beteken nie goeies en sonde nie, dit beteken jou werke was dan deur die vuur gegaan en gelouter of het dit verbrand. Ek wil net terloop sê, verskoon die blink op die bril. Ek kan nie my bril afhaal nie, want dan kan ek nie die opname sien nie, ek kan nie die Bybel lees nie. So, ons moet maar daarmee saamleef. Ek sit nou in 'n vertrek waar ek ongelukkig hierdie, soos hulle noem, glare op die foon het, maar op die bril het. Maar dis nie waaroor dit gaan nie, het gaan oor die evangelie van Christus. Nou sê hy, want iets verander sy gedagtes. Hy sê, ek het die noodsaaklikheid gevoel om julle deur my skrywe te vermaan. Met ander woorde, die woord van die Here kan gebruik word vir vermaaning. Die woord van die Here is nie net daar om jou ore te streel nie, en dit word so hinderlik, kan ek dit sê. As mense, wanneer ons die liggaam van Christus waarsku oor dinge wat daar buite aangaan, oor die misleiding wat in die kerk is, dan kom hulle en sê, o pastoor, jy moet nou nie weer oordeel nie. Want die Bybel sê, jy mag nie oordeel. Weet jy, wanneer ek jou vermaan, of jou bestraf, of jou teregwys, oordeel ek nie. Weet jy wanneer oordeel ek? Ek oordeel wanneer ek vir jou sê, hey, jy is op pad hel toe, met dit wat jy doen. Of hierdie ding wat jy nou doen, is sommer net 'n klomp gemors, hoekom doen jy dit? Nou oordeel ek. Maar wanneer jy 'n sonde doen, of wanneer jy op 'n pad van dwaling beweeg, en ek jou dan wil reghelp, dan oordeel ek nie, ek beoordeel dit wat jy doen, en dis wat Judas in hierdie boek doen. Hy sê om julle deur my skrywe te vermaan, om net soos vlindertjies in die lug te stry vir die evangelie. Daar's mos baie kinders van die Here en baie predikers wat nie hulle mond wil oopmaak. Ek is jammer, maar ek is een van die wat nie kan stil bly nie. Ek is 'n wagter op die muur. Die klein stukkie muur wat vir my gegee is, sal ek bewaar en ek sal name noem en ek sal teen leerstellings optree. As ek die liggaam van Christus kan red, as ek die liggaam van Christus kan waarsku, sal ek dit doen. Maar daar's baie wat nie op tone wil trap nie, maar eerder die ore wil streel. Maar hy kom en hy sê, hy wil ons aanmoedig om kragtig te stry. Nie ruglaatloos nie, maar kragtig te stry vir die geloof wat eenmaal aan die heiliges oorgelewer is. Ons stry kragtig vir die geloof wat aan die heiliges oorgegee is, vir my en jou. Iemand sê nou eendag vir my, toe ek sê goeiedag heilige, sê, moenie sê heilige nie, ons is allemaal sonder, ons is nie heiliges nie. Bybel sê jy is heilige.
Jy is nie 'n heilige omdat jy nie sonde doen nie. Jy is nie 'n heilige omdat jy volmaak loop in hierdie wêreld nie. Jy is nie 'n heilige omdat jou vrou of jou man of jou kinders dink jy's 'n pragtige ouetjie nie. Hulle dink dalk dit nie. Maar jy's 'n heilige omdat jy in Christus Jesus deur God verborge is. Jy's 'n heilige omdat hy jou gered het en jy in Christus is meer as 'n oorwinnaar. Nou sê hy om kragtig te stry vir die geloof wat eenmal aan die heiliges oorgelewer is. Want sekere mense het ingesluip wat lank tevore al opgeskryf is vir hierdie oordeel. Met ander woorde, hierdie ouens wat dwaalleringe verkondig, hierdie ouens wat die misleiding in die kerk ingebring het, moenie bekommerd wees nie. Dit mag miskien lyk asof die Here dit toelaat en hulle nooit aan die einde sal kom van hulle misleiding nie. Maar ek sê vir jou, en ek sê dit beregheid as jy nie daarvan hou nie, oké, maar daar's 'n spesiale plek in die hel vir hierdie mense as hulle waaragtig nie bekeer nie. Ek wil dit herhaal. As jy dalk na my luister en jy is een van die aanhangers van die Word of Faith mense of die nuwe apostoliese reformatie of die opkomende Christendom of die seekers friendly kerke, daai ouens wat die valsheid verkondig en het onder die vaandel van die Christendom doen, en dan het ek nie eens nodig om die Rooms-Katholieke kerke se valse leraars te noem. Vir hulle na wie jy luister, is 'n spesiale plek in die hel. En ek wil vir jou sê, moenie na hierdie ouers luister nie, moenie laat hulle jou saamsleep nie, want jy gaan op dieselfde plek beland waar hulle is, as jy aanhou om die evangelie van Christus te minag. Want hierdie mense wat nou ingesluip het, en ek dink dis baie meer ingeslope, as dit nou die regte woord is, as ooit van tevore. Ons weet ons het hierdie dwaalleerders al in Paulus se tyd gehad. Maar dis al hoe meer vandag, want die Bybel sê, dat aan die laaste dae sal die liefde van baie verkoel. Ons sal nie meer daai ywer hê om kragtig te stry vir die evangelie van Christus nie. Die mense sal nie meer daai ywer hê om kerk toe te gaan nie. As dit nou 'n bietjie reën, dan bly ek maar by die huis. Ek is vandag nou nie so baie lekker nie, ek bly maar by die huis. Ag wat, ek kyk na my kerk en goeders kyk ek maar op die televisie, want hoekom sal ek nou sukkel om my kar gestaat te kry, sodat ek kan kerk toe gaan? Die liefde van baie het verkoel. Baie kerke wat 'n paar jaar terug, voor COVID, vol was, chock en blok, is vandag geskaad, en is amper leeg, omdat mense weggegaan het, en nie teruggekom het nie. Want die liefde van baie het verkoel, omdat hulle agter hierdie ouens aanhardloop, wat opgeskryf is vir die oordeel. Hy noem hulle goddelose mense. Sê iemand van my, jy kan nie so van hierdie ou praat of daai ou praat nie, en is deel van die liggaam van Christus. Jammer. Iemand wat verkondig dat Jesus Christus hel toe gegaan het, wedergebore is in die hel, is nie deel van die liggaam van Christus nie. Iemand wat glo dat Christus is geskape, en dit gaan ek noem, dat jy kan verstaan, J.C. Duplantis, Jesus, God created Christ, kom uit sy eie mond uit, is nie deel van die liggaam van Christus nie. En so kan ek vir jy dit noem, maar ek wil net sê, dat gaan kyk na hulle vrugte. Ek meen, daar's mense wat werklik waar gruwelike dinge verkondig. Die ene was op televisieprogram, en hy sê, hy was in die hemel, in die troonsale van God, en hy het geluister
hoe die Vader en Jesus met mekaar praat, en hulle het nie geweet hy is in die troonsaal van God nie. Laster, goddeloos. Ek gaan sy naam noem, Kevin Sadai. Hy is nie deel van die liggaam van Christus nie. Dis goddelose mense, want die liggaam van Christus, die duiwel gebruik hulle om die liggaam van Christus te vernietig. Nou sê hy, goddelose mense, wat die genade van ons God verander in ongebondenheid. Hulle preek nie meer sonde nie. Hulle preek nie meer heiligmaking nie. Hulle preek nie meer het getrouheid aan God nie. Hulle preek nie meer getrouheid aan die woord nie. Inteendeel, hulle sê die woord is nie meer so belangrik nie. Ons het die nuwe openbarings nodig. Hulle bring die mense in ongebondenheid. En die enigste heerser, God en ons Here Jesus Christus, verloon. Daai mense verloon. Jy moet mooi onthou, wanneer 'n ou kom en hy praat van Jesus, is dit nie noodwendig die Jesus wat jy dien nie. As 'n ou kom die Jehova getuienis, hulle Jesus is 'n engel. Dis nie die Jesus wat ek dien nie. Die Mormoonse Jesus is 'n engel. Is 'n mens wat 'n God geword het. Sê die God wat ek kan bid nie. Die 7-daagse Adventiste, of hulle dit nou weet of nie, hulle stigter, Ellen G. White, het geglo, en dit is in haar geskrifte, hulle kan gaan kyk, hulle kan dit nie ontken nie, dat Jesus Christus was 'n engel. So die Jesus wat hulle van praat en die Jesus wat ek van praat, is nie dieselfde nie. The word of faith, J.C. Duplantis, wat sê, God created Christ, sy Christus is nie my Christus nie. En so kan ons aangaan en ons gaan deur al hierdie valse leringe gaan. Ek wil net vir julle sê, as 'n man die naam Jesus gebruik, beteken dit nie dieselfde as wat jy die naam Jesus gebruik nie. Want hulle verloon Jesus Christus. Dan gaan hy aan in vers 5, hy sê, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal. Met ander woorde, soos ek gesê het, daar's niks nuwe openbarings nie. Die openbaring is in God se woord. Daar's nie nuwe openbarings en nuwe dinge wat uitgedink word nie. Lees jou Bybel, lees jou Bybel, lees jou Bybel. Nou sê, maar ek wil julle daaraan herinner, al weet julle dit nou eenmaal, dat die Here, nadat hy die volk uit Egipte land gered het, daarna, die wat ongelowig was, omgebring het. En die engele, hier kom iets interessants, en die engele wat hulle eie beginsel nie bewaar het nie, maar hulle eie woning verlaat het, het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Nou gaan nie 'n lang storie daarvan maak nie, as mense wat sal verskil, maar hierdie engele wat na verwys word, is die engele wat voor die sonvloed van Noag afgekom het, die watchers, as jy nou, en dit wil ek nou net benoem, want Judas haal aan uit die boek Henoch, daar's mense wat nie van die boek Henoch hou nie, en daar's mense wat van die boek Henoch hou. Ek is neutraal, ek gaan nie sê dis 'n God geïnspireerde boek nie, maar ek gaan hom ook nie afskryf nie, want ek gaan vir julle sê, ek het 'n bietjie gelees, en dit maak my opgewonde. As Henoch reg is, dan gaan ons na 'n geweldige, majestueuse, kragtige troonsaal van God toe. Nie sommer net 'n ou huisie nie. Maar Henoch praat van die watchers. En hy sê dat God het watchers aangestel om oor die mensdom wag te hou. En omdat niemand kan sê dit is nie so nie, kan ons aanvaar dit was so. En daardie manne, die watchers, het gesien dat die dogters van die mens pragtig is, en hulle eie beginsel verlaat deur nie, die engele gee nie in die huwelikheid nie, en hulle het afgekom en hulle het getrou, of gemeenskap gehad, met hierdie dogters van die mens, en reuse is gebore. En dit het gebeur voor en na die vloed. Nou, ek gaan nou nie daaroor in nie, ek wil net vir julle sê, dit is wat hy hier sê, daardie engele, die watchers, dis wat hy van praat.
is toegesluit. Jy het op die oomblik duiwels in die lig, owerhede, magte, trone in ons atmosfeer. Die duiwel en 2/3 van sy engele is in ons atmosfeer. Maar hierdie watchers is toegesluit. Hulle is nie in die atmosfeer nie. Hulle wag vir die eindoordeel. Kan jy onthou daai geleentheid wat Jesus die legioen uit die man uit gedryf het en hulle gesê het, asseblief, moenie ons nou doderyk toe stuur nie, stuur ons in die varke. En hulle was bang vir hierdie duiwels, geweldenare, wat gaan losgelaat word aan die gedurende die groot verdrukking. Maar hy gaan aan. Tog, en nou verwys hy na gelowiges. Kom ons lees weer daai, kom ons lees vers 7. Vers 6. Maar hulle eie woning verlaat het hy vir die oordeel van die groot dag met ewige boeye onder die duisternis bewaar. Vir die groot dag, die dag van oordeel. So Sodom en Gomorra en die stede rondom hulle, wat op dieselfde manier as hierdie mense gehoreer en agter vreemde vlees aangeloop het. Nou Sodom en Gomorra was sodomiete. Hulle was homoseksueel. Man en 'n man agter mekaar aan, vrou en vrou agter mekaar aan, is vreemde vlees. In ander woorde, God beskou dit wat in Sodom en Gomorra gebeur het op dieselfde vlak as dit wat gebeur het voor die vloed met hierdie duiwels. Agter vreemde vlees aangeloop het as 'n voorbeeld gestel is terwyl hulle die straf van die ewige vuur ondergaan. Vers 8. Tog besoedel ook hierdie mense net so in hulle dromery die vlees en verag die heerskappy en laster die heerlike wesens. Nou ek gaan hier afsluit, tyd hardloop uit. Ek gaan met dit as die derde lesing wat ons gaan doen, gaan ek begin met vers 8. Baie dankie Here dat ons kan leer uit hierdie boekie uit, want dit is Gees geïnspireer. En dankie dat ons kan hoor wat die Gees vir die gemeente wil sê. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen en amen. Gaan en lees jou Bybel en moenie gevang word deur hierdie verkeerde leringe. Tot ons weer gesels, mag Jesus met ons wees. In Jesus naam, amen en amen.